Los ons kinders uit! Los ons kinders uit! Los ons kinders uit! Los ons kinders uit! Wel, vandag is vir my 'n historiese dag, want wat ons nou gesien het is die grootste optog van Afrikaanssprekendes sedert 1994. En as mens myself vra, hoekom is dit die grootste optog? Want mense is kwaad. Daar's baie dinge wat skeefloop, maar as jy mense se kinders teiken, gaan jy te ver. En daarom dink ons het mense in groot getalle opgeruk om 'n baie duidelike boodskap aan die regering te stuur dat Bela nie vir ons aanvaarbaar is nie. En ons weet, dit is die soort taal wat die ANC verstaan. Hulle verstaan protesaksies. Hier het meer as 10.000 mense vandag verenig rondom liefde vir hulle kinders, vir hulle taal, vir hulle skole, vir die land. En hulle is nie gedryf deur haat teen ander mense en teen ander tale. Dit was hoegenaamd nie 'n aksie teen Engels nie. Dit gaan daaroor dat ons wil nie hê dat die regering moet sentraal kan besluit oor ons kinders. Die mense van Suid-Afrika is moeg om net al ewig die negatiewe te ervaar. Veral wat moedertaal betref, is hulle moeg daarvoor dat jy die hele tyd onder beleg moet wees. Daarom is dit vir my belangrik en is dit vir my bemoedigend dat daar soveel mense opgesdaag het, selfs in 'n werksdag, om 'n baie sterk boodskap vir die ANC te gee, want hierdie optogte is die taal wat hulle verstaan. Ons moet moedertaal in Suid-Afrika beskerm en ons moet saam staan. Daar is baie beslis van die uitsprake van politici, as ek nou kan verwys na meneer Panjasa Lesufi en die MEC vir onderwys, Chiluani, wat baie duidelik gesê het dat hulle Afrikaanse skole gaan teiken. So hierdie is nie 'n persepsie van ons of 'n onredelike afleiding nie, dis 'n feit. Hulle het dit in die openbaar gesê en ons neem hulle ernstig op en daarom neem ons so sterk standpunt aan. Dis 'n skynheiligheid van die ANC wat sê die grondwet erken ons reg op moedertaalonderwys, maar dit word toegepas soos wat hulle dit wil sien, en hierdie is niks anders as 'n aanslag op moedertaalonderrig en veral Afrikaans om dit te probeer vernietig. Bela vat die mag uit die hand van ons ouers uit. Dit sit die mag in die hand van 'n staatsamptenaar om te besluit oor taal en toelating. Dit beteken dus, ons is in die genade van 'n staatsamptenaar om te besluit in watse taal moet my kind onderrig kry. Dit moet in die hande van die ouers wees. Taal is baie meer as net iets wat jy praat. Dit dra waardes oor, dit dra kultuur oor. Dit is die voorwaarde vir hoër orde funksies van Afrikaans. So as jy Afrikaans op skool verloor jy ongelooflik baie. En ek wil nie afhanklik wees van 'n staatsamptenaar vir die toekoms van my gemeenskap nie. Dit gaan ook oor breër as net Afrikaans. As mens kyk na die matriekuitslae, dan sien jy dat die kinders wat in 'n tweede of derde taal matriek moet skryf, is die kinders wat sukkel, want hulle kennis word nie getoets nie, hulle taal word getoets. So hierdie is ook nou 'n geleentheid om te sê Bela moet gewysig word om stelselmatig moedertaalonderrig uit te brei. En as jy dit wil uitbrei, dan kan jy mens nie aan die een kant Afrikaans inkort nie. Artikel 4 en 5 van Bela moet geskraap word. Want artikel 4 en 5 is net eenvoudig boos. Dit val 'n kultuurgemeenskap aan. Indien 'n regering teen 'n kultuurgemeenskap begin regeer, dan is dit 'n bose regering. Dan is dit nie 'n regering van nasionale eenheid nie, dan is dit 'n regering wat aktief teen jou optree. En indien hulle ernstig is om 'n regering te wees vir almal in Suid-Afrika, dan moet 4 en 5 geskraap word en die mag moet teruggegee word vir die ouers. Dis die demokratiese ding om te doen. Die optog is deel van 'n groter onderhandelingsproses. Hierdie het vir ons krag gegee om verder te kan onderhandel. Die stem van die mense was hier buite gewees. Mense kon hulle sien, mense kon hulle hoor. Dit maak ons nou baie sterker. So ons as onderhandelaars is aansienlik sterker na die optog as voor die optog. Maar nou lê die klipharde, onverskrokke onderhandeling voor. Afrikaans is my jeugdtaal. En Afrikaans moet gepraat word. En Afrikaans sal gepraat word.
Kijk, niemand gaat my sê om nie Afrikaans te praat nie. En die regering van nasionale eenheid moet dit baie mooi van ons kant af hoor. Wel as 'n rooi lyn, ons gaan geen toegewings maak rondom ons kinders nie.